Goeiemôre gemeente, baie welkom in vanoggend se erediens. Dis wonderlik om elkeen van julle hier vanoggend te hê. Hier is 'n klompie van my familie ook en dit is lekker om julle ook vanoggend hier te hê. Ek weet dat die tweeetjies oor wie vanoggend gaan is 'n klein bietjie laat, maar ek seker van hulle sal ook inglip. Vriende, ons doop vanoggend en ek sien regtig uit daarna. Ek wil eerstens begin, ek glo dit was nou ook op die skyfies gewees en ons het dit raak gesien. Die stroom het op hierdie oomblik 'n tegniese probleem. Maar ons werk daaraan om dit uit te sorteer en vir die tyd en wyl het ons besluit om opnames te maak van die diens en dan teen maandag aand gereed te hê. So as daar iemand is wat dalk iets noem oor die stroom, help hulle om dit ook te hoor. Dat daar 'n probleem is en dat ons dit uitsorteer, dat die eredienste wel opgeneem gaan word en teen maandag aande beskikbaar is op ons YouTube kanaal vir die wat dit ook wil kyk. Vriende, dan ek weet die gemeentenuus is uitgegee of uitgestuur. Ek wil sommer net stil staan by so 'n paar van die dinge wat op die aankondigings is. Daar's 'n klompie persone die afgelope tyd in die hospitaal gewees. In Othello, wil ek amper sê se 2 buurvroue en hulle was amper ook so buurvroue in die hospitaal gewees. Tannie Marie de Wit en dan tannie Maxie Cronee. Ek wil ook noem, ek wil net so die tipens nuus bymekaar sit. Tannie Anna van Wyk was ook vir toetse gewees en sy moet weer met behandeling begin. Ek wil vra dat ons werklik aan haar ook sal dink in hierdie tyd. Dan is daar 'n hele klompie persone wat ook in hierdie tyd verlies beleef het. En ek gaan vra dat ons hierdie families aan die Here opdra. Mag ons regtig dink aan Magdalene Voogd, Betty van der Walt en Susan Langridge, wat hulle broer ook in die dood afgestaan het. Dan Marcel van Sail het haar pa ook in die dood afgestaan en dan Anita Tron, die hele Tron familie gaan hierdie jaar deur 'n baie moeilike tyd. Mag ons hulle aan die Here opdra en regtig in ons gebede dra. Anita se suster Gerda is ook oorlede. Dan wil ek vra dat ons sal bid vir MC van Deventer wat tans ook in die hospitaal is en dit gaan glad nie goed met hom nie. Mag ons regtig vir hom en die hele familie ook aan die Here opdra en vra dat hy met hulle sal wees. Dan wil ek noem, daar so 'n paar dinge wat ons ook kan vier in die gemeente. En ja, ek wil sommer begin by die Loods familie. Daar's 'n klompie goeie nuus. Nou ek weet dat is ook hier, George, julle baie welkom vanoggend. Dis lekker om julle hier te hê. Dan Lisa het die afgelope week haar eetaflegging gedoen en ook haar uitslae gekry vir haar graad en het cum laude geslaag en dan die internskap in Potchefstroom, baie geluk. En dan Wilmie, die trou die 22ste en ek sien haar verloofde is ook hier. En dit is lekker om julle twee ook hier te hê. Andrei, sterkte ook vir die laaste stukkie na die troudag toe. Ek weet daar's nog 'n klomp goed wat moet gebeur. Hopelik is die senuweeste in daai tyd ook onder beheer. Baie geluk. Vriende, dan is daar oupa en ouma, Philly en Elise van Wyk in Othello, wie se kleindogter junior springbokklere verwerf het vir skouperde, is wonderlik. En dan Monique Penderas het ook haar graad gekry in finansiële bestuur. En dan was daar by Micro, ek het die saalopening gedoen en toe amper 'n afspraak gemis omdat ek toe nou agtergekom het, maar daar's 'n klomp van ons gemeentekinders wat toekennings gekry het. En nie enige toekennings nie, hulle is in die top 10 en die top 20. Nou daar's 'n klompie, ek gaan sommer net hulle name so aflees. Heinrich Boer, Annelies Neetling, Janrey en Linke Nieuwoud en Rachel Lambrecht en dan ook Anrich de Bot. Ek wil vra dat ons sommer vir hulle 'n handeklap gee. Dis wonderlik om dit ook te kan vier. Dan tegniese afkondiging, die sopkombuis, die persone wat help met die sop kook, kan na die afloop van die erediens by Mariana op die beurte kry vir die sopbeurte vir volgende jaar.
So as jy sop kook, onthou om 'n draai by Mariana te maak. En dan natuurlik het ek genoem dat ons vanoggend doop, het lyk my die res van die familie is hier, so ons gaan daarom hulle wel sien. Dan die verjaarsdag hierdie week, die 80 jaar en ouer, is om Kote Jonas en Martie van Sail, wat onderskeidelik 81 en 93 word. Kom ons gee vir hulle ook 'n handeklap. Vriende, dit is wonderlik om vanoggend hier te wees. Nou, ek het voor die diens aan net Daphne toe gestap, maar ek besef daar gaan dalk 'n paar ander mense wees wat ook wonder dat ek nou van iets vergeet het. Ek het nie vergeet om die kers aan te steek nie. Ek gaan dit op 'n ander tyd en op 'n spesiale manier doen vanoggend. So ek weet dit is die gewoonte, maar dit is op pad. Ek wil ons erediens begin met die woorde van Filippense 4. Ek dink ons almal ken dit. Daar was vroeër jare ook 'n lied daaroor gewees. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Vriende, kom ons antwoord hierop met lied 344, lied vers 1 en 2, oor die goeie tyding. Vriende, genade en vrede vir julle van God ons Vader en van ons Here Jesus Christus, wat gekom het, hier is en weer gaan kom, en van die Heilige Gees, wat in adventstyd, in ons harte, God se hoop, God se vrede, sy vreugde en liefde wil kweek en dit laat woon. Amen. Kom ons staan en dan loof en prys ons die Here met lied 364 vers 1 tot 3, herders op die ope velde.
Vriende, ek gaan vra dat ons geloof bely. En hoe dit vanoggend gaan werk is dat ons albei partye iets het om te sê. Ek gaan vra dat die eerste gemeente sê ons glo en dan gaan ek vir ons voorlees wat ons glo. Dat dit ook by ons kan insink, dat ons dit weer kan opskerp in ons harte en dat ons ook daaraan kan vashou. Kom ons bly ons geloof. In die God van Abraham en Sara wat 'n verbond met hulle gesluit het. In die God wat Abraham vrygespreek het omdat hy geglo het. In die God van die onwaarskynlike van Isak. In die God wie se verbond ook sy hele skepping insluit. Ook vir ons en ons kinders wat gedoop is. In Jesus wat gelei het, verwerp is en doodgemaak is en 3 dae later opgestaan het. Dat die Heilige Gees ook in ons lewens die onwaarskynlike waarskynlik kan maak. Dit glo ons. Dit glo ons. Amen. Vriende, geluk is 'n woord wat ons baie maklik gebruik, maar nie baie oor nadink nie. As ek jou vanoggend sou vra wat maak jou gelukkig, dan is ek seker sal daar heel waarskynlik 'n hele klomp verskillende antwoorde wees. Party mense sal sê dit is hulle gesondheid wat hulle gelukkig maak, ander sal sê dit is hulle sukses, ander sal sê dat dit hulle sekerheid is of hulle liefde of die feit dat daar vir hulle rus is of hulle stokperdjies. Geluk lyk vir elke mens anders. En die interessant daarvan is dit word gereeld verbind aan die omstandighede om ons. Dalk is dit juis hoekom ons vanoggend ook saam moet dink en saam moet praat oor geluk. En juis moet vra, waar soek ons geluk en wat gebeur wanneer ons geluk of wanneer die lewe anders uitdraai as wat ons hoop en ons geluk begin beïnvloed. Ek wil jou nooi om gou vir die persoon langs jou te vra wat vir hulle geluk gee. Noem 1 of 2 dinge. Draai na die persoon langs jou en vra wat maak hulle gelukkig. Vriende, dit is wonderlik om hier voor te kan staan en te kan sien hoe 2 woorde of 'n sin mense se hele gesig en menswees kan dit ophelder. Bloot omdat ons aan die positiewe dink. In ons dag en tyd is geluk en goeie nuus en die mooi dinge nie so algemeen nie en word dit nie vooropgehou nie. Dit is wonderlik om te kan sien dat ons as gemeente ook nog steeds ergens geluk vind. Vriende, ons is in Advent. En tydens Advent word ons voorberei vir dit wat op Kersdag gebeur. Advent is 'n heilige tyd waarin ons nie net terugkyk na dit wat God reeds gedoen het nie, maar ook vorentoe kyk en met afwagting uitsien na dit wat hy steeds doen en gaan doen. Advent nooi ons om stadiger te leef, om in 'n wêreld vol geraas en hastigheid weer aandag te begin gee aan God se teenwoordigheid. Ons leef tussen die belofte en die vervulling. Ons onthou die koms van Christus in 'n nederige klein krib as 'n kindjie en ons verwag hom om te kom in sy heerlikheid. In hierdie tyd leer ons om hoopvol te wag, om lig raak te sien in die donker plekke om ons en om met verwagting te leef dat God getrou is aan sy woord. Advent help ons, herinner ons daaraan, dat God nie ver is nie, dat hy op pad is, dat hy naby is, dat hy hier met ons is. Ons staan vandag stil by die vreugde Kers. Nou, ek dink Aubrey of Nadia gaan dalk in die diens sit, Johan kan ek vir hom vra, om vir ons die kers aan te steek, waarom nie? Ok, Fransje, kan ek vir jou vra, om namens die familie, die vreugde kers te kom aansteek.
Vriende, met hierdie Kers bely ons dat God se lig nie net eendag kom nie, maar dat dit reeds skyn. Ook in ons werklikheid, in ons stories, in ons trane en ook in ons hoop. Adventvreugde is nie 'n oppervlakkige blydskap nie. Dis 'n diep wete dat God getrou is, selfs wanneer die pad lank en moeilik was. Vandag se vreugde is daarom nie los van ons lewe nie. Dit word gebore uit volharding, geloof en God se genade. Ons gaan vandag ook doop. En dit gee aan hierdie diens 'n besondere diepte. Die doop is 'n teken van God se belofte, dat hy eerste liefhet, eerste gekies het, en dat hy eerste seën. Dis 'n oomblik van vreugde, waarin ons mekaar herinner daaraan, dat kinders nie aan ouers behoort nie, maar aan God, eerstens en vir altyd. Elke doop fluister die goeie nuus, God maak nuut, God neem in en God verbind hom aan ons. Vriende, vandag, hierdie erediens is ook anders. As daar enigiets is wat julle nie moet vergeet van vanoggend se diens nie, dan is dit die storie van Lia en Eywa. En ek hoop ek kan dit nou sê sonder om emosioneel te raak. Vandag is besonder. Nadia en Abri het hierdie twee dogtertjies as geskenk uit God se hand ontvang. Na verskeie kere se in vitro. 'n pad van hoop en teleurstelling, 'n pad van gebed en wag, staan ons vandag hier met 'n lewende getuienis van God se genade. Abri is my ma se broer, vir die wat dalk gewonder het, en vir ons as familie is dit regtig 'n besonderse geleentheid. Hierdie oomblik dra die gewig van 'n baie lang reis. En dit wys ook vir ons die lig van God se getrouheid. Die vreugde wat ons vandag vier, is nie goedkoop nie, dis deurleefde vreugde wat gebore is uit volharding en vertroue. En daarom is hierdie oggend so spesiaal. Hierdie vreugde kers brand helder, omdat dit ons herinner aan 'n God wat sien, wat hoor en wat gee, soms stadig en soms op totaal ander maniere as wat ons verwag, maar altyd getrou. Vandag juig ons saam, dank ons saam en aanbid ons 'n God wat die lewe skenk. Vandag vier ons nie net Advent nie, vandag vier ons God se beloftes wat vlees en bloed geword het in twee kosbare lewens. Ons vier vandag 'n God wat sien, 'n God wat hoor, 'n God wat gee, soos ek gesê het, soms op ander maniere as wat ons verwag, maar altyd getrou. Dis presies wat vandag se gedeelte ons ook wil leer. En voordat ek dit vir ons lees, gaan ek vir die Here vra om dit vir ons oop te breek. Kom ons bid saam. Here, wanneer ons vanoggend die vreugdeskers sien brand, dan besef ons dat hierdie tyd van die jaar is nie altyd vir almal 'n vreugdevolle tyd nie. Ons dink aan mense wat geliefdes verloor het. Ons dink aan mense wat bekommerd is oor hulle eie geliefdes wat in hospitaal lê. Ons dink aan mense wat wonder oor hulle sekuriteit, finansiële uitkoms. Ons dink aan mense wat bekommerd is oor hulle gesondheid. Here, dankie dat daar 'n kers brand. Tasbaar, sigbaar. As belofte van u trou.
mag U ook vir daardie persone hierdie lig laat brand. Ten spyte van hulle omstandighede. Dankie Here dat ons vanoggend ook die vreugde kan vier van persone wat prestasies bereik en amper op trou staan en ja Here, dankie dat ons in ons gemeente ook kinders kan hê wat werklik presteer. Dankie Here vir die voorreg dat ons dit ook kan vier. Dankie vir die voorreg dat ons persone se lewens kan vier wat ook 'n nuwe mylpaal in hulle ouderdom bereik. Mag U hulle seën met U liefde en U genade. As ons vanoggend Here Jesaja 61 oopmaak, wil ek bid en vra Here dat U deur hierdie woorde met ons sal spreek. En ons sal help om werklik te verstaan wat adventsvreugde is en hoe ons dit in ons lewens moet inbou. Ek bid dit Here in Jesus se naam. Amen. Nou ons lees Jesaja 61. Ek besef nou ek het my Bybel in die bakkie vergeet, so ek gaan sommer ook van die bord af lees. Die Gees van die Here, my God, het oor my gekom. Die Here het my gesalf om 'n blye boodskap te bring en aan die mense in nood. Hy het my gestuur om die wat moedeloos is op te beer, om vir die gevangenes vrylating aan te kondig, vryheid vir die wat opgesluit is, om aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Here genade betoon. Die dag waarop God sy vyande straf, maar almal wat treur vertroos. Die dag waarop hy vir die in Sion wat treur eer gee in plaas van smart, vreugde in plaas van droefheid, blydskap in plaas van hartseer. Hulle sal genoem word bome van redding. Die Here het hulle geplant om sy roem te vermeerder. Hulle sal die eeueoue pynhope opbou, plekke herbou wat lankal verlate lê. Hulle sal verwoeste stede weer opbou, plekke wat geslagte lank verlate lê. En dan vers 10 en 11. Ek is baie bly oor die Here. Ek juig oor my God, want hy het my gered, vir my oorwinnaarsklere aangetrek. Ek is soos 'n bruidegom met 'n priesterkroon op, soos 'n bruid met haar juwele aan. Soos die grond plante laat uitspruit, soos die plante in 'n tuin vrugte gee, so gee die Here my God die oorwinning en laat hy al die nasies luister na die loflied tot sy eer. Net tot sover. Vriende, Jesaja 61 is geskryf vir mense in 'n slegte tyd. Mense wat terugkeer van ballingskap af, mense wat teleurgesteld is, mense wat moeg is en wat wonder of God nog regtig by hulle betrokke is. En is presies vir so 'n konteks en in so 'n konteks wat God sê ons moet oor vreugde praat. Nie 'n goedkoop emosie nie, maar 'n diep werklikheid. Jesaja 61 bring vir ons 'n radikale boodskap. God se vreugde is nie 'n byproduk van gemak nie. Dit is 'n geskenk in ons gebrokenheid, in die gebrokenheid van hierdie wêreld, en dit begin daar groei. Die vreugde wat God gee, kom van bo af. Wanneer ons oor vreugde praat, vriende, moet ons eerlik wees oor hoe maklik ons dit verwar met geluk. En ek dink dit is belangrik dat ons die twee ook onderskei, want daar is 'n verskil tussen geluk en vreugde. Geluk is 'n emosie wat opvlam wanneer die dinge in die lewe ons mooi pas. Geluk is iets wat ons koppel aan omstandighede rondom ons en wanneer dit goed verloop. Ons is gelukkig wanneer dinge glad verloop, wanneer die lewe ons nie te veel toets nie, wanneer daar stabiliteit en sekerheid is. Maar hierdie geluk is broos. Dit kan binne 'n oomblik verander. 'n Oproep, 'n diagnose, verlies, teleurstelling. Geluk is afhanklik van dit wat met ons gebeur. Ons kan geluk beskryf met sonskyn, of die son se strale wat deur
'n venster val. Dit warm jou vir 'n oomblik op, maar dit beweeg. En dit kan vinnig verdwyn wanneer daar wolke intrek. Vreugde daarenteen is iets anders. Vreugde beteken nie om die pyn te ontken nie. Dit is die teenwoordigheid van God binne in die pyn. Dis die wete dat selfs wanneer die wêreld wankel, dat God nie wankel nie. En dis hoekom vreugde ook 'n plek kan hê in ons lewens wanneer die trane loop. En vir ons hoop gee wat ons omarm terwyl ons rou. Vreugde is dieper en meer volhoubaar as geluk. Dis 'n toestand van die hart. En dit spruit nie uit wat met ons gebeur nie, maar uit God se teenwoordigheid in ons lewens. Vreugde kan bestaan selfs wanneer die omstandighede om ons swaar is. Want dit word gedra deur hoop, geloof en die wete dat God ons nie los nie. Dis soos 'n fontein binne in jou wat bly borrel, al is daar storms wat rondom jou woed. Vreugde is nie 'n gevoel nie. Dis 'n geskenk wat die Heilige Gees in ons binneste gee en aanhoudend versterk. En daarom is dit belangrik dat ons die verskil tussen vreugde en geluk ken. Geluk kom en gaan, maar vreugde bly. Geluk word geskit wanneer die lewe se uitdagings opdaag, maar vreugde hou jou staande te midde van daardie uitdagings. Geluk hang af van wat met jou gebeur, maar vreugde hang af van wie in jou woon. Ek wil dit weer 'n keer sê. Geluk hang af van dit wat met jou gebeur, vreugde hang af van wie in jou woon. In Christus vind ons 'n vreugde wat nie gesteel kan word nie. 'n Vreugde wat lig bring selfs in donker tye. Jesaja 61 begin met 'n kragtige aankondiging. Dit sê, die Gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het. Hierdie woorde herinner ons daaraan dat ware vreugde van God afkom. Dit word nie gemaak nie, dit word ontvang. Dit kom van God af. En die een wat hier gesalf word, kom met die doel om goeie nuus te bring vir die wat niks het nie. Om gebrokenes heel te maak, om gevangenes vry te spreek en om lig te bring waar dit duisternis is. En wanneer Jesus jare later hierdie woorde in Lukas 4 lees, dan sê hy, vandag is hierdie skrifwoord vervul. En hy maak dit duidelik, hy is die een in wie hierdie vreugde vlees en bloed word. Vreugde, volgens die Bybel, is nie net 'n konsep nie. Dis 'n persoon, Jesus Christus. Jesaja 61 vers 3 gee vir ons eintlik een van die mooiste ruiltransaksies wat ons in die Bybel kry. Dit is ook die hart van hierdie gedeelte. God kom nie net om ons beter te laat voel nie. Hy kom om ons werklik te kan verander. Daar staan in vers 3, die dag waarop hy vir die in Sion wat treur, eer gee in plaas van smart, vreugde in plaas van droefheid, blydskap in plaas van hartseer. Letterlik staan daar, waar daar as is, gee hy 'n suurkrans of 'n kroon. Waar daar rou is, gee hy vreugdeolie. Waar daar mense is wat versla of moedeloos is, gee hy 'n kleed van lof. God se logika klink amper te mooi om waar te wees. Waar ons geraak word deur die wêreld se seer, kom God en hy kom verander dinge totaal en al. Dis presies hoe hy werk. Waar ons gebrokenheid na hom toe bring, skenk hy heelheid. Waar ons trane bring, gee hy vreugde. Waar ons swaar kry dra, leer hy ons om weer te sing. Vriende, hierdie vers leer ons dat God nie ons pyn ignoreer nie. Hy neem dit ernstig op. Hy laat nie toe dat hy die laaste woord spreek nie. Waar mense gebrokenheid sien,
sien God moontlikheid. Waar ons verlies ervaar, bring hy nuwe betekenis. En dit beteken nie dat God altyd ons omstandighede onmiddellik gaan wegneem of gaan verander nie, maar dat hy by ons as mens gaan begin en ons omstandighede gaan verander, van binne af. Hy werk aan ons harte, voordat hy die wêreld rondom ons begin verander. En daarom is vreugde nie net 'n oppervlakkige geluk nie, hierdie gevoel wat maklik verdwyn nie. Dis 'n diepe geestelike krag. Dit rus ons toe om die lewe te dra. Dit gee ons hoop vir wanneer die pad onseker is en dit hou ons staande wanneer die storms woed. Hierdie vreugde is nie oppervlakkig of ontkennend nie. Dit is genesend. Dit werk stadig en diep en baie keer self stil. Maar dit verander mens van binne af. Vriende, die slim mense leer ons dat wanneer ons in 'n situasie kom, dit net 3 sekondes vat vir ons om dit as 'n slegte oomblik te beleef. Dit vat 14 sekondes om dit as 'n goeie ervaring te bestempel. Jesaja wil ons leer dat ons 'n bietjie stadiger, 'n bietjie langer, bietjie meer moet wag vir God se vreugde. In vers 4 gebruik Jesaja die beeld van bome om hierdie vreugde van God te beskryf. Daar staan, hulle sal genoem word bome van redding. Die Here het hulle geplant om sy roem te vermeerder. Dis die woorde, dis die profesie wat die Here gee oor sy volgelinge. Daar staan letterlik, hulle sal genoem word terebintbome van geregtigheid. Terebinte wat geplant is deur die Here. Vriende, 'n terebintboom is 'n boom wat nie hastig groei nie. Dit vat jare en selfs eeue om sterk en standvastig te word. Maar hulle oorleef droogtes wanneer ander plante nie kan nie en net verdor. Hulle bly regop wanneer die sterkste storms begin waai. En hulle krag lê juis in die feit dat hulle 'n diep wortelstelsel het waarin hulle gegrond is. So sê God, word sy mense gevorm. Nie volmaak nie, maar geanker en gewortel. Nie altyd gelukkig nie, maar draers van 'n diep, blywende vreugde. Nie sonder trane nie, en nie sonder hoop nie. En hier lê die geheim. Vreugde groei met tyd. God se vreugde is nie afhanklik van hoe dinge rondom ons lyk of hoe dit in die wêreld lyk vandag nie. Dis 'n identiteit wat in ons gevestig word. Wanneer God ons plant, gee hy ons 'n standvastigheid wat nie maklik geskit word nie. Selfs in tye van droogte bly ons lewe, want ons is diep gewortel in God se trou. Vreugde is nie 'n gevoel wat kom en gaan nie. Dit is 'n natuurlike gevolg van 'n lewende teenwoordige werklikheid, God se teenwoordigheid in ons lewens. Vreugde maak ons mense wat kan uithou, wat kan hoop en wat kan glo dat God nog besig is met ons, selfs wanneer ons dit nie onmiddellik raak sien nie. Aan die einde van hierdie hoofstuk bars Jesaja uit van lof en hy sê, ek verheug my in die Here en my siel juig in my God. Jesaja is geskryf vir mense wat deur die slegste tyd van hulle lewe gegaan het, wat nou net teruggekom het van ballingskap, wat teleurgesteld is, wat moeg is en wat wonder of God nog by hulle betrokke is. En dan sê Jesaja dit, dat hy homself verheug in God. Hierdie vreugde kom nie as alles klaar reg is nie, maar as God besig is om dinge reg te maak, tussen daardie spanning van die belofte en die vervulling. Dis presies wat Advent ook is. Ons leef Adventsvreugde in die spanning tussen belofte en vervulling. Tussen dit wat is en dit wat nog kom.
Maar ons leef met die wete dat Jesus gekom het en dat hy weer sal kom en intussen hier by ons is. En hierdie wete dra ons. Dit gee ons moed. En dit gee ons 'n vreugde wat nie verdwyn wanneer die kers uitgeblaas word nie. In hierdie adventstyd nooi Jesaja 61 ons om eerlik voor die Here te kom staan. Om nie te probeer voorgee dat alles reg is nie, maar om ons as en ons rou en ons moegheid na hom toe te bring. God beloof nie 'n lewe sonder swaar kry nie, maar hy beloof sy teenwoordigheid. En waar God teenwoordig is, daar word vreugde 'n moontlikheid. Nie as 'n vlugtige gevoel nie, maar as 'n lewensanker. Vriende, jare later in die Nuwe Testament sien ons hoe Jesus hierdie woorde van Jesaja op homself van toepassing maak. Jesus se geboorte, waarvoor ons in Advent bid en waarop ons wag, is die teken dat God se vreugde mens geword het. Jesus bring nie vreugde net as 'n idee nie, hy bring nie vreugde net as 'n gevoel nie. Hy bring vreugde as 'n lewende werklikheid, as 'n persoon. En waar hy beweeg, word gebrokenheid aangeraak, skuld word vergewe en hoop word herstel. Ons gaan iets vanoggend ook daarvan sien wanneer hierdie twee dogtertjies gedoop word. Vriende, adventsvreugde is nie die ontvlugting van die werklikheid nie. As die Here ons vra om vreugde te hê, dan vra hy nie van ons om oogklappe op te sit vir dit wat om ons gebeur of wat in die wêreld gebeur nie. Hierdie vreugde vra ieder van ons om dieper in ons werklikheid in te gaan, maar met God aan ons sy. Geluk kom en gaan, maar vreugde bly altyd. Adventsvreugde is nie 'n kortstondige gevoel nie, maar 'n diep gewortelde wete. God is met ons en God is besig om alles nuut te maak. Dis waarin ons vreugde lê. Selfs wanneer ons nog wag, selfs wanneer alles nog nie reg is nie, mag ons weet dat die Gees van die Here aan die werk is in ons en ook in ons wêreld. Vandag steek ons die vreugdeskers aan as 'n belydenis. Ons vertrou nie op onsself, op ons eie krag nie, maar op God en sy belofte. En hierdie vreugde wat vas en stil en vol hoop is, wat God gee in Christus, is die vreugde wat in ons leef. Christus wat was, wat is en wat kom, en wat altyd by ons sal wees, is die een wat vir ons vreugde in persoon kom wys het. Mag die Here ons harte vul met vreugde, sodat ons bome kan wees wat geplant is in sy liefde en daarin kan staan. En getuies, sodat ons getuies kan wees in hierdie wêreld, 'n lig in die donker. Amen. Here, vanoggend kom dank ek U vir Jesaja 61. Wat geskryf is in 'n tyd toe die volk deur die moeilikste dinge gegaan het. En hulle dalk self op die punt was waar hulle gevoel het U is dalk nie meer by hulle betrokke nie. Here, U weet dat hier vanoggend dalk mense kan wees wat dalk dieselfde beleef. Dankie Here dat U 'n God is wat getrou is. 'n God wat getrou is aan U beloftes. Maar meer is dit, dat U 'n God is wat kies om in persoon by ons betrokke te word en te bly. Dankie Here dat U vreugde ook daarin lê. En dankie dat U die vreugde vir ons gee. Nie geluk wat net tydelik hou en dan weer weg is nie.
maar dat U vir ons 'n lewende en blywende vreugde gee, selfs in ons werklikheid, selfs al lyk daardie werklikheid nie so mooi soos wat ons gehoop het nie. Mag U ons help, Here, om hierdie vreugde te ontvang met oop arms en dit in te bou in ons lewens. Omdat ons seker kan weet van een ding: U is ons God, U is met ons en U is getrou. Mag U ons help, Here, om waarlik vanuit daardie vreugde uit te begin leef. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, ek gaan vir ons die doop instel en dan gaan ek vir Abraham en Nadia vra om hier voor te kom staan. Ja, en dan gaan hulle op die vraag antwoord. God het in die Ou Testament 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan. Ons noem dit 'n verbond. Dit is die goeie nuus. Dat ons babas deel is van God en God se volk en dat hy 'n spesiale verhouding met hulle wil hê. Die verbond is eintlik soos 'n testament waarin God sy erfporsie aan sy kinders bemaak. En by die doop bied God weer hierdie erfporsie vir hierdie kindjies aan. Julle kinders word verseker dat God ook hulle God wil wees. En dit beteken dat hy wil hulle Vader wees, wat vir hulle sorg en vir hulle lief is. Hy wil as Jesus Christus hulle verlosser en hulle beste vriend wees, en hy wil as Heilige Gees in hulle kom woon en van hulle 'n nuwe mens wees. Hierdie geskenk van God kan geen mens verdien nie, want ons het sonde. En ons is daarmee gebore. En dit veroorsaak dat ons eintlik die dood verdien. Dis Jesus wat die straf vir ons sondes dan op hom neem en aan die kruis in ons plek sterf. Daarom kan hy ook nou die ewige lewe vir hulle as geskenk gee. Dat julle babetjies nog niks hiervan verstaan nie, is glad nie 'n probleem nie. Dit sê juist dat hulle dit verdien, net omdat hulle dit kan ontvang. Een van die maniere om die doop en wat hier gebeur te verduidelik, is om dit met 'n opvoering te vergelyk, waar daar verskillende karakters is. En dit is belangrik om te weet en te besef watter rol elke karakter het. Die hoofkarakter is natuurlik God. Hy is die een wat die inisiatief neem. Hy staan voor hierdie twee dogtertjies met 'n aanbod. Ek wil julle God wees en met 'n versoek, sal julle my kinders wees. Die tweede rolspeler is natuurlik hierdie twee dogtertjies. Hulle verstaan nog niks nie. En soos hulle groter word, moet dit ook aan hulle verduidelik word. Tot op 'n punt waar hulle self dit kan aanvaar en sê, ja, Here, ek wil u kind wees. Dankie dat u al klaar my Vader is. Dan natuurlik is julle ook een van die rolspelers. Die ouer moet self 'n persoonlike verhouding met die Here hê. En ook dit voor hulle kind leef. By die doop wy die ouers die kinders aan die Here en die kerk help hierdie ouers om hulle van die Here te leer en van sy liefde en sy genade. Dit bly die ouers se verantwoordelikheid om vir die kinders te wys dat die Here leef en dat die Here hulle liefhet. Natuurlik is nog 'n rolspeler ook ons as gemeente. En natuurlik julle tuisgemeente in Loetswil. Die gemeente is by die doop ook die getuies van hierdie ouers se beloftes. En hulle is verder ook die familie waarby hierdie babatjies ingetrek word. Ons word hulle broers en susters in geloof, wat hulle help met hierdie groot taak van volgelinge van Jesus wees. Vriende, daar is ook verkeerde redes waarom ons kinders laat doop.
En is miskien deesdae minder so, maar vroeër was dit heeltemal uit as jy nie gedoop het nie. En as jy jou kinders nie laat doop het nie. Om 'n goeie mens te wees, was daar altyd gesê dat jy behoort jou kind te doop en jy behoort gedoop te wees en jou kinders moet dan ook so in die kerk groot word. Mense het dikwels nie 2 keer gedink om te besef of te sê dat dit die rede vir die doop is nie. Maar dit is nie wat die doop oor gaan nie. Ons moet nie oor hierdie rede doop nie. Mense was bang dat as hulle kindertjies nie gedoop is nie, dat hulle, as hulle iets sal oorkom, of nog erger, dat hulle nie gered sal wees nie. Vriende, is belangrik dat ons weet, die doop red ons nie. Dis wel 'n teken daarvan, dat God jou so lief het, dat hy sy seun in jou plek laat sterf het, sodat jy die lewe kan hê. Onthou, dat die doop nie 'n naamgee seremonie is nie. Hierdie 2 dogtertjies het reeds hulle name. Die doop kom bied aan God se kinders die geleentheid om hulle erfporsie te ontvang. Om werklik hulle God se kinders te wees. Ek gaan vra dat julle 2 hier voorkom staan om dan te antwoord op die 3 vrae. En Nadia, bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament wat in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van verlossing is. En beloof julle om hierdie 2 dogtertjies, van wie julle die ma en pa is, in hierdie leer en die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is julle antwoorde hierop? Aubrey? Ja. Ek gaan vra dat terwyl Lia en Eva ingebring word, dat ons as gemeente lied 294 se vers 1 ook sing. Mag ons besef dat die Here hierdie kindertjies na hierdie doop toe roep, omdat hy hulle God is, en omdat hy wil hê dat hulle sy kinders moet wees. Kom ons sing hierdie lied. Mag julle 2 beleef dat die doop 'n teken daarvan is dat God lankal hom aan hierdie 2 verbind het. Hier vir Eva. Okay. Eva Maton, ek doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Lia Maton, ek doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanoggend die voorreg het om hier in Advent, juis op vreugde Sondag, hierdie vreugde te kan vier. Dankie Here dat hierdie storie van Lia en Eva een is waarin U gewys het hoe U getrou is. Dankie Here dat ons vanoggend op so 'n besonderse manier
ook u getrouheid, u belofte, nie net aan ons nie, maar ook aan kinders, kan vier. Mag u hierdie twee seën, Here. Mag u vir Aubrey en vir Nadia ook seën, in hierdie tyd wat hulle vir hierdie twee dogtertjies leer van u en u liefde vir hulle. Ek bid dit hier in Jesus se naam. Amen. Matthias, ek gaan vra dat jy vorentoe kom om vir Nadia hulle die kerse te oorhandig. Vriende, ek het gesê dat deel van die doop is een van die rolspelers ook ons as 'n gemeente. En Aubrey en Nadia is in Loetswil, maar hier is van die familie. Ek gaan vra dat al die familie wat hier is, ook vanoggend sal staan. Mag elkeen van julle ook hierdie belofte maak, dat julle vir Aubrey en vir Nadia sal help om vir Lia en Eywa groot te maak met die wete dat God hulle liefhet en dat God reeds aan hulle sy erfporsie gegee het. Ek wil vra dat julle ook 'n belofte sal maak. Sal julle vir Nadia en vir Aubrey en vir Lia en vir Eywa aanhou bid en hulle aan die Here opdra dat hulle regtig hom sal leer ken en hulle sal weet dat hy hulle God is en dat hulle sy kinders is. Wat is julle antwoord hierop? Dankie, julle kan maar gaan sit. Aubrey, dankie. Nadia. Vriende, terwyl hulle gaan sit, gaan ek vra dat ons vers 2 en 3 van hierdie lied sing. Vriende, daar is nou die geleentheid vir die dankoffers. Dit is vakansie vir sommige van ons. Ek is nog nie in daai ritme nie, want ek het nie verlof nie. Die dankoffers is by die deure. Vriende, dan gaan ek vra dat ons staan en dan afsluit met die slotlied, lied 464, O Heer my God. Mag ons hierdie sing, omdat ons ook wil getuig van die vreugde wat God in ons hart bring. Kom ons staan en sing ons hierdie lied.
Vriende, genade en vrede vir julle van God ons Vader en van ons Here Jesus Christus, die kind van Bethlehem, die lig wat in ons duisternis skyn, die bron van ons ware vreugde. Mag die vreugde van die Here julle harte vul, mag sy teenwoordigheid julle dra, en mag hierdie advent vir julle almal 'n tyd wees van hoop en vreugde en vrede en liefde. 'n Tyd waarin julle lig en God se diepte in julle harte ervaar. Amen.